skilderye en uitstallings in die parlement. Met besoeke aan ander parlemente, wat is opvallende ooreenkomste? In die meeste lande is die parlementsgebou nie net 'n vergaderplek nie, maar jy kry dit in die gebou ook 'n oorsig van die land se geskiedenis. Dit word met skilderye en standbeelde gedoen. In die Britse parlement is al meer as 7000 skilderye en 700 standbeelde van hul geskiedenis, die laaste 8 eeue. In elke vertrek is daar standbeelde of skilderye van beroemde parlementfigure of van belangrike historiese gebeure. Ek het dieselfde in die Amerikaanse Kongres, in die Chinese parlement en talle ander parlemente wat ek besoek het, gevind. 'n besoeker aan die Britse parlement het opgemerk, "The place smells of history and it smells of power. They are good smells." Hoe vergelyk is dit Afrikaanse parlement? Is daar ook beelde en skilderye? In die Suid-Afrikaanse parlement is al meer as 5000 items met kuns en erfeniswaarde. Daar is byvoorbeeld borsbeelde van al Suid-Afrikaanse eerste ministers, vanaf Louis Botha tot by John Vorster. Daar is olieverfskilderye van al die speakers en presidente, beginnende by advokaat C.R. Swart. By daarvan word in biblioteke bewaar of daar in kelders van die parlement weggesteek. In die tyd toe Suid-Afrika 'n Britse kolonie was, is daar skilderye van al die Britse gouverneurs en konings. Wanneer daar 'n nuwe koning of koningin in Brittanje was, het die Britte aan elk neem, dit is nou Australië, Nieu-Seeland, Kanada en Suid-Afrika 'n groot olieverfskildery van die nuwe koning gestuur. Dit moes in die parlement opgehang word, maar dit is nie 'n geskenk nie. Kort daarna kom daar 'n groot rekening van hoeveel pond die skildery gekos het en moes die Suid-Afrikaanse regering die Britte daarvoor betaal. Was daar skilderye teen die parlement se mure wat uitgestaan het? Ja, 'n hele paar. 'n Besondere skildery is die reusagtige skildery van die Nasionale Konvensie. Die skildery is 6 meter lank en 5 meter breed. Na die Tweede Vryheidsoorlog of Anglo-Boereoorlog, die 4 Britse kolonies, die Kaap, Natal, Vrystaat en Transvaal afgevaardigdes gestuur om te onderhandel oor die moontlikheid om een te word. Dit het tot die Uniewording gelei in 1910, waar die Suid-Afrika van vandag eintlik eers tot stand gekom het. In die skildery kan jy elk van die 33 afgevaardigdes duidelik herken. Aan die linkerkant sit boereleiers soos Louis Botha, Jan Smuts, president Steyn, generaal de Wet en generaal de la Rey. Oorkant sit van die vyande tydens die oorlog soos Leander Starr Jameson. Nog 'n skildery wat vir my uitgestaan het, was die van die 1961 kabinet. Toe Suid-Afrika in 1961 'n republiek geword het, was dit net so belangrik grondwetlike verandering in Suid-Afrika se geskiedenis as die Nasionale Konvensie en Uniewording in 1910. Speaker Henning Klopper het gevoel dat daar 'n soortgelyke skildery gemaak moet word van die 18 kabinetslede wat die republiek 'n werklikheid gemaak het. Herman Henkel is genader en het amper 5 jaar in die skildery gewerk. Sy groot probleem was hoe jy 18 persone om 'n tafel rangskik sodat dit natuurlik blyk, sonder dat sommige met hul rug na jou sit. Hy het 'n studie gemaak van hoe beroemde skilders soos Rembrandt en Frans Hals groot groepe mense geskilder het. Die antwoord was om Dr. Dongies as senior minister uit te beeld in 'n gesprek met Dr. Verwoerd as eerste minister. Dit het moontlik gemaak om al die ministers op 'n natuurlike wyse om die tafel te rangskik, terwyl hulle na of Dongies of Verwoerd kyk. Die resultaat was 'n skildery wat as 'n unieke en onvervangbare meesterstuk van 5.5 meter by 3 meter beskryf het. Dit is deur Sanlam geborg omdat Dr. Verwoerd nie wou gehad het die staat daarvoor moet betaal nie. Daar is ook 'n groot skildery van toe die Britse koning gesin Suid-Afrika in 1944 besoek het en die koning die parlement geopen het. Daarin kan jy generaal Jan Smuts en die lede van die kabinet herken, as ook D.F. Malan as leier van die oppositie. In die galery herken jy 2 prinsesse wat saamgekom het, Prinses Margaret
en prinses Elizabeth. Elizabeth het kort daarna Britse koningin geword. Word daarna skilderye ook voorwerpe met historiese waarde in die parlement uitgesaai? Ja, 'n groot verskeidenheid. Enkele voorbeelde. In die een hang is 'n boek uitgestal met die name van 12.080 Suid-Afrikaners, wit en swart, wat in die Tweede Wêreldoorlog gesneuwel het. Die gang was in die ou gedeelte van die parlement, maar ek kon nog nie vasstel of die boek die brand van 2022 en die water om die brand te blus oorleef het nie. Wat die boek besonders maak, is dat het mevrou Duxbury elke naam in die hand geskryf het. Sy was een van Suid-Afrika se voorste kalligrawe of suurskrifskrywers, en dit het haar 2 jaar geneem om dit te doen. In die parlement is elke dag 'n bladsy van die boek omgeplaai, sodat al die name 'n geleentheid kry om gesien te word. Wanneer die boek deurgeblaai is, begin hulle weer van voor af. Ongelukkig is die boek na 1994 nie meer omgeblaai nie. In 'n ander gang het ek vir my dogters die uitstallingskas gaan wys met binne die protesbriewe van vroue aan die regering oor vrouestemme. In die kas is ook die 1930 wet wat uiteindelik aan vroue stemmereg gegee het, plus die pen waarmee die wet geteken is. 'n meer onlangse voorbeeld. Teen die muur in die wandelgang om die Volksraad was 'n tapisserie van 1220 meter lank, wat meer as 100 Khoza vroue van Keiskamma in die Oos-Kaap geborduur is. Dit vertel die geskiedenis vanuit hulle oogpunt, gesien beginnende by die San mense en geëindig met die 1994 verkiesing. Is dit waar dat daar ook maanrots in die parlement uitgestal word? Ja. Nadat Apollo 11 op 20 Julie 1969 op die maan geland het, het die Amerikaanse president 'n stukkie maanrots aan Suid-Afrika geskenk. Dit was saam met 'n klein Suid-Afrikaanse vlaggie in 'n glas omhulsel. Die storie daagter is dat die NASA wetenskaplikes bekommerd was dat as met die eerste maanlanding Amerikaans op die vlag geplant word, dit sal lyk of die Amerika die maan vir homself annekseer. Die wetenskaplikes het toe besluit om eerder 'n Verenigde Nasies vlag te plant, asook klein vlaggies van al die lande in die wêreld. Dit sou simboliseer dat Amerika namens al die lande van die wêreld die maan bereik het. Toe die politici in die Amerikaanse Kongres hiervan hoor, was hulle baie vies daaroor. Dit was immers Amerikaanse belastingbetalers geld wat die maanlanding moontlik gemaak het. Daarop het hulle amptelike Kongres besluit geneem dat die Amerikaanse vlag en niks anders op die maan geplant sal word nie. Die wetenskaplikes se probleem was toe wat om te maak met die 135 klein vlaggies van die verskillende lande wat reeds deur die lande se regerings aan hulle gestuur is. Daar is toe besluit om die vlaggies saam met Apollo 11 na die maan en terug te laat vlieg. Daarna is die vlaggies as 'n gebaar van welwillendheid aan elke land teruggeskenk met 'n bietjie maanrots daarbey. So het die Suid-Afrikaanse vlaggie na die maan en teruggereis en het met maanrots in die parlement se gang geëindig. Die maanrots en vlaggie wat so deur die Amerikaanse regering aan Honduras geskenk is in 1998 in Honduras gesteel en is later vir 95 miljoen rand op die swartmark verkoop. So die Suid-Afrikaanse vlaggie en maanrots kan maklik die duurste uitstalling in die Suid-Afrikaanse parlement wees. Die oordeel aan die bedrag wat die Honduras vlaggie gehaal het. Kan 'n mens nog die items in die parlement gaan besigtig? Ongelukkig nie. In 1984 het die ANC besluit dat die meeste skilderye en historiese items verwyder moet word, omdat dit nie 'n geskiedenis uitbeeld waarmee hulle saamstem nie. Onder die trap by die nasionale vergadering was 'n mosaïek muurpaneel van die ou landswapens van Suid-Afrika. Die paneel bestaan uit 9000 mosaïekstukkies in 80 kleure. Ek was betrokke by die komitee wat besluit het om die paneel te beskryf deur 'n bordjie langs die muurpaneel aan te bring, wat verduidelik dat dit die landswapen van 1910 tot 1999 was. Daarna het Suid-Afrika 'n nuwe wapen gekry. Die bordjie en verduideliking was steeds nie vir die nuwe ANC-regering na 1994 aanvaarbaar nie. Omdat die 9000 mosaïekstukkies nie verwyder kon word nie, is dit met 'n houtpaneel toegemaak.
Ons het geargumenteer dat jy nie die geskiedenis uitwis net omdat jy die kunststukke verwyder of toemaak nie. Plaas eerder skilderye van die nuwe leiers van na 1994 teen die mure by die huidige skilderye om so die nodige balans te bring. So het ek persoonlik voorgestel dat daar 'n skildery van die ANC-president Oliver Tambo by die ander leiers se skilderye in die parlement bekom, al was hy nooit 'n lid van die parlement nie. Die parlement se mure is egter leeggemaak en al die skilderye is in die kelder geplaas. Daar het dit begin mis. By die hulp van Lila Komnik, 'n bekwame parlementsamptenaar, het ons later daarin geslaag om hierdie skilderye in 'n ligverkoelde vertrek in die kelder onder die nasionale vergadering te bære. Ongelukkig het die brand van die parlement in 2022 tot 98% van die nasionale vergadering vernietig. Dit sluit in die banke van inheemse geelhout en die mat wat spesiaal vir die parlement geweef is. Die mat is geweeg om die debat afstand soos geërf van die Britse parlement tussen regering en oppositie voor te stel. Ek was bekommer dat die historiese skilderye wat in die kelder onder die nasionale vergadering was, vernietig is, want hulle is onvervangbaar. Die ironie is dat hierdie skilderye die brand oorleef het omdat hulle so diep in die kelder onder die nasionale vergadering geberg was. Hulle het wel waterskade opgedoen, soos die water waarmee die vuur geblus is, 'n paar meter diep in die kelder gestaan het. Dit is intussen gerestoreer. Wat gebeur het met die voorwerpe soos die boek met name van gesneuvelde Suid-Afrikaners in die Maanwoord, weet ek nie. Tot op datum kon ek nie antwoorde kry oor wat verbrand het en wat nie. Wat die Kouskamma tapestry betref, het dit die brand oorleef. Maar die Borg Standaardbank het dit om logiese redes nou teruggeneem. Sibusiso Vilani was die eerste swart Suid-Afrikaner om die kruin van Berg Everest in 2003 te bereik. Die Suid-Afrikaanse vlag wat hy daar geplant het, is in die gang by die nasionale vergadering uitgestal. Ek vermoed dit is in die brand verwoes. Die parlement het teoretiese opname van alle kuns en historiese belangrike items gehad. Ek dink nie daar is al 'n opname gemaak van wat alles in die brand verwoes is nie. As daar 'n opname is, wil die parlement graag die skade nie onder die publiek se aandag bring nie. Daar is reeds met die herbouings begin, maar die datum van voltooiing is reeds 2 keer uitgestel. Hulle plan om te herbou in 'n styl wat na my mening moeilik gaan inskakel by die ou parlement se meer klassieke styl. Hoe hanteer parlement skilderye uit die verskillende tydperke in hulle geskiedenis? As deel van 'n groep Suid-Afrikaners, parlementslede, het ons kort na 1994 die Britse parlement besoek. By een van die skilderye in 'n gang stop die gids en verduidelik die persoon in die skildery 'n paar eeue gelede aan verraad skuldig is en dat sy kop daarom afgekap is. Omdat ons juist daardie tyd ernstig verskil het oor die skilderye in Suid-Afrika se parlement, vra ek moedswillig, waarom hang die skildery dan nog hier, sodat die ANC parlementslede die gids se antwoord kon hoor? Die gids was opreg verbaas oor my vraag en antwoord, maar dit is deel van ons geskiedenis. Voor die Britse parlement is 'n groot standbeeld van Oliver Cromwell. Cromwell het op sy dag die Britse parlement ontbind en koning Charles I se kop laat afkap. Tog is daar 'n standbeeld vir hom by die parlement opgerig want hy is deel van die geskiedenis. Ook aan Cromwell se standbeeld is daar 'n borsbeeld van Charles I, die koning wie se kop hy laat afkap het. Die twee beelde kyk toevallig vir mekaar. Ek sien daarin iets van mense wat daarin slag om 'n volwasse en gebalanseerde wyse met hul geskiedenis om te gaan. Was daar nie in 1948 toe die Nasionale Party oorgeneem het oogpogings om die ou skilderye te verwyder nie? Ja. Onthou, die Nasionale Party is grootliks gestig om Afrikaner vry te herwin na die Britse ryk se verowering van die Boerrepublieke. Toe die Nasionale Party die bewind in 1948 oorgeneem het skilderye van die Britse koninklikes teen die parlement se mure gehang, as ook figure soos Cecil John Rhodes en Jameson, wat 'n gemeene anti-boerrol in die oorlog gespeel het. Een van die skilderye in die gange was van Sir Charles Darling, Kaapse koloniale gouverneur.
Hy staan vol lengte in 'n Britse uniform. Onder sy arm hou hy sy groot seremoniële hoed wat bedek is met wit vere vas. Een nasionale party parlementslid sou in 'n debat na 1948 oor hierdie skildery gesê het: "Meneer die spreker, hoe lank moet ons nou nog elke dag nieuws in die gang sit en vaskyk teenoor die ou Engelsman in uniform met die gesteelde hoene onder sy arm? Kan ons nie nou maar van hom ontslae raak nie?" Maar die regte besluit is daardie tyd geneem deurdat hulle soos in Brittanje nie net skilderye verwyder het nie, want dit is deel van ons geskiedenis, of ek jou daarvan hou of nie. Toe ek in die parlement gekom het, het skilderye van koningin Victoria, die ou Britse gouverneur Cecil John Rhodes en Jameson nog teen die mure gehang. Die nuwe Afrikaner leiers wat na 1948 gerol gespoel het, is net daarbij gevoeg. Kom ons hoop dat dit een van ons geskiedenis betref, ons ook eendag by 'n punt van balans en wysheid sal kom. Humor in die politiek. Word kommunikasie in die parlement nie baie bemoeilik met 11 tale en baie kulture nie? Hoewel daar tolkdienste in die parlement is, moet jy steeds meer sensitief wees vir woorde of uitsprake wat maklik tot misverstande kan lei. In die begin, na 1994, was daar soms misverstande met die uitspreek van name, Botha en besydenheid teenoor Tsofisela en Thokozela. Die eerste ouditeur-generaal was meneer Shokit Faitjie. Hy het goeie werk gedoen. By geleentheid moes meneer Ami Venter hom bedank. In plaas van Shokit Faitjie draai hy per ongeluk die letters om en verwys na hom as Mr. Fokkit Shaky. Daar was so geskokte roering by die gehoor. Toe hy die derde keer Fokkit Shaky sê, het die gehoor gelukkig besef dat dit 'n bona fide feit was, sonder enige kwade bedoelings. Tolkdienste kan ook maklik misverstande veroorsaak. Regter Teni Steyn is aangestel as nuwe administrateur met die oorgang van Suidwes-Afrika na Namibië. In Suidwes is daar baie leuns versprei dat die probleme daar deur die geheime organisasies soos die Broederbond en Vrye Messelaars veroorsaak word. Met sy eerste toespraak wou regter Steyn toe sy onpartydigheid wys. Hy moes Engels praat omdat daar heelwat buitelanders waarnemers teenwoordig was. Omdat die meeste Namibiërs in die gehoor Afrikaans verkies, het hy 'n tolk gereël. Die regter begin met: I have never been a member of the Broederbond. Die tolk se weergawe: die man sê hy het nie broers nie en het nooit broers gehad nie. Regter Steyn voeg by: and I have never been a Freemason. Die tolk se weergawe: die man sê hy bou nie verniet nie. Plakkate het 'n belangrike deel van verkiesings geword. Hoe voel dit as jou gesig oral opgesit word? Dit is erg, veral vir jou familie as jou gesig skielik landwyd teen elke paal is. Jy moet jou regmaak vir snedige boodskappe wat oor jou gesig geskryf kan word. Maar dit is ook snaaks. Ek het op 'n tydstip foto's geneem van al die verskriklike snorre, bare en littekens wat op my gesig geteken is op my plakkate. Jy kry ook natuurlik ondersteunende boodskappe. Op een van my gesigplakkate was daar een keer 2 rooi lippe op my wang wat duidelik van 'n soen gekom het, met I love him bygeskryf. Langsaan was daar 'n telefoonnommer met rooi lipstifie geskryf. Ek het my vrou gevra wat sy gedink gaan gebeur as ek daardie nommer skakel. Sy het gesê, skakel gerus die nommer, maar moenie by my kom kla as jy by die plaaslike Sondags kinderkoerant uitkom en Sondag die hoofstorie op die agterblad is nie. Kan die slagspreuk wat jy kies op 'n plakkaat boomerang tot jou nadeel? Ja, beslis. Veral studente in 'n plakkaat is moeilikheid. Plakkate rondom 'n universiteit word maklik verander sodat jou slagspreuk skielik iets heeltemal anders sê. In 'n verkiesing het die HNP 'n fotoplakkaat met die slagspreuk Stem vir Jaap Maree orals opgesit. Die nag het die studente die plakkaat gewysig. Dit is natuurlik 'n ernstige oortreding en strafbaar. Die studente het die S van stem en die J van Jaap uitgevee. In plaas van Stem vir Jaap Maree staan daar toe die volgende dag Stem vir Aap Maree. 'n soortgelyke plakkaat van 'n leier van die nasionale party is ook verander. Die hele plakkaat is gevul met 'n groot ovaal gesig van die leier wat bleskop was. Onderaan die plakkaat was net die woorde, die leier.
Soos motoriste die volgende oggend verbygery het onder elke plakkaat gestaan, die eier, soos die studente die L van die leier orals uitgevee het. As ek 'n slagspreuk beplan, het ek altyd my kinders gevra om te kyk of hulle dit kan verdraai. Kinders kan baie oorspronklik wees daarmee. As die kinders nie slaag nie, het ons voortgegaan om die plakkate, wat altyd baie duur is, dit laat druk. Kan jy iemand oortuig met net 'n slagspreuk op 'n plakkaat? Nee, nie so maklik soos met 'n slagspreuk alleen nie. Onthou, werklike oorreding tydens 'n verkiesing vind eerder om die braaivleisvuur of in die werk se teekamer plaas, as in die motor terwyl die persoon by 'n plakkaat verbyry. Die slagspreuke wat hy wel in die verbyry lees, oor byvoorbeeld doodstraf of regstellende aksie, sal wel bepaal waarvoor hy oor die praat by die braaivleisvuur. Daar is enkele voorbeelde waar 'n slagspreuk wel 'n opponent se veldtog beëindig het. In Amerika het Ted Kennedy, die jongste van die Kennedy broers, een aand na 'n rowwe kantoorpartytjie met 'n sekretaresse van 'n bruggie afgery en met sy motor in die water beland. Kennedy het oorleef, maar die sekretaresse het verdrink. Almal het gewonder waarheen hy op pad was. 'n Tyd daarna het Ted Kennedy homself beskikbaar gestel vir die Amerikaanse presidentskap. Hy het sy veldtog begin deur sy opponent aan Watergate, die Amerikaanse afluisterskandaal, te verbind. Die opponent het met 'n slagspreuk van 4 woorde daarop geantwoord. Nobody drowned at Watergate. Ted het kort hierna aangekondig dat hy onttrek as presidentskandidaat. Elizabeth Taylor, bekende Hollywood rolprentster, se 6ste huwelik was met John Warner. Hy was 'n Amerikaanse politikus. In sy verkiesingsveldtog het Warner Elizabeth Taylor gebruik om mense na sy vergaderings te trek en so stemme vir homself te werf. Sy arme opponent het nie 'n antwoord hiervoor gehad nie. Uiteindelik het die opponent 'n gepaste slagspreuk gekry. Why should Elizabeth Taylor's 6th choice be our first? In 'n ligter trant iets oor Richard Nixon. Nixon het 3 woorde gekies as sy slagspreuk toe hy vir Amerikaanse president gestaan het. Nixon's the one? Dit het goed gewerk. Sy opponent het gesukkel met 'n antwoord. Die opponent het uiteindelik 30 jong vroue met plakkate voor Nixon se kantore laat staan en die televisie se nuuskantore genooi om na die betoging te kom kyk. Die vroue het almal met Nixon plakkate gestaan waarop staan Nixon's the one, maar die vroue was al 30, duidelik baie ver swanger. 'n Goeie politikus moet op sy voete kan dink en reageer. Is daar voorbeelde hiervan? Ja, daar is baie voorbeelde. Paul Kruger was die president van die ou Transvaalse Republiek van Suid-Afrika. In aanloop tot die Tweede Vryheidsoorlog plaas een van die Britse koerante 'n foto van die raadsaal in Pretoria waar die ZAR Volksraad vergader en waar 'n donkiekar langs die gebou staan. Die doel was dat lesers dit dan vergelyk met die indrukwekkende Britse parlement in Londen. 'n smalende fotobyskrif spot met die dom boere wat 'n donkiekar ry en skep so 'n atmosfeer dat dit maklik gaan wees om met wapengeweld hierdie agterlike republiek te verower. 'n Engelse joernalis wou toe Kruger se reaksie op die foto hê. Paul Kruger se reaksie hierop was: Hier by ons in die Suid-Afrikaanse Republiek staan die donkies buite die Volksraad gebou, maar daar by julle, back home, is hulle binne die parlement. Die bekende Afrikaanse skrywer en politikus C.J. Langehoven het niks van generaal Jan Smuts gehou nie. Hy het Smuts daarvan beskuldig dat hy onwaarhede oor Langehoven se party verkondig. Tydens 'n heksmeer etensgesprek is Langehoven gedaag om sy eie kort grafskrif vir Smuts te skryf. Langehoven se poging op die spyskaart was: Here lies Smuts, as usual. In die ou dae se gevegte tussen Sap en Nat het Paul Sawyer as Nat 'n aanval geloods op 'n parlementslid wat van die Natte na die Sappe oorgestap het. 'n ander Saplid het hierdie lid probeer red deur aan Sawyer te sê: Jy is nie werd om daardie lid se skoene skoon te maak nie. Sawyer se vinnige reaksie was: Ek wil nie sy skoene skoon maak nie, ek bly weg van voete van klei.
In politieke propagandataal is iemand wat van jou party na die opponente se party oorstap 'n onintelligente verraaier. 'n Persoon wat van 'n ander politieke party na jou party oorloop, is 'n intelligente politieke bekeerling wat die lig gesien het. Die party wat seer gekry het, verduidelik gewoonlik dat dit eintlik goed was vir die party dat die betrokke persoon die party verlaat het. Sy denke was bietjie van koers en daarmee het hy die party se suiwer standpunte besoedel. Die party is nou gesuiwer nadat hy geloop het. Die implikasie van hierdie tipe verskoning is natuurlik dat die party op sy suiwerste sal wees as almal wegloop en net die leier oorbly. Uit die onlangse politiek is al Gayton McKenzie, leier van die Patriotiese Front, se reaksie nadat hy deur hoofregter Zondo as minister ingehuldig is. Gayton was in die tronk en is nie skaam om dit te noem nie, en te verwys na die lesse wat hy daaruit geleer het nie. Toe die regter sê hy moet sit om die inhuldigingsdokumente te teken, was sy vinnige reaksie: "Laas toe regter aan my gesê het om te sit, het ek vir 10 jaar gesit." In 'n ander geval het 'n Afrikaner parlementslid op 'n toespraak van Helen Suzman gereageer. Suzman se ouers het as Joodse immigrante van Litouw na Suid-Afrika gekom. Sy was 'n Jodin. Die Afrikaner parlementslid het dit probeer uitbuit deur daarna te sê: "Ons mense, die voortrekkers, het die Bybel onder moeilike omstandighede oor die berge die binneland ingevat en die woord daar versprei tot almal se voordeel. Maar wat het jou mense gedoen?" Suzman het geantwoord: "My dear, my people wrote the Bible." 'n laaste voorbeeld met 'n politieke aftreestorie. Jimmy Carter, die oud-Amerikaanse president, het na sy aftrede gesê dat hy nou baie meer gewild was as toe hy in die Withuis was. "Hoe weet jy dit?" het iemand hom gevra. Hy het verduidelik: "As jy as president of oud-president in 'n openbare plek kom met baie mense, dan waai hulle vir jou. Na my aftrede waai hulle nou vir my met al hulle vingers. Nie net met een middelvinger soos toe ek president was nie."